sê ons by die kerk oral van agteraf altyd vol gaan maak. Maar hiervoor is plek, hierso. Die krag het ook laat aangekom vanoggend, so party kon nou eers later klaar maak. So dis dalk op party nou nog kom wat dit omtrent eers half aangekom. Ons wag net vir die laastes om te sit. Ons het nou agtergekom eintlik, ons het 'n goeie probleem wat ons saal is eintlik bietjie te klein. So ons is ook dankbaar daarvoor dat julle kom. So baie welkom hierso vanoggend. Dit is ons informele diens. Ons hou dit met tye. Jy kan jou stoel draai soos wat jy gemaklik is. Moet nou nie 'n nekbesering kry met die stoel. Jou stoel moet soos hy is bly nie. Draai maar. Party kan moeiliker draai as ander moet, so draai maar jou stoel. Maar welkom hierso vanoggend. Dit is, iemand het al vir my gesê, wat lekker is van hierdie is, jy sit by ander mense. Jy ontmoet mense wat jy nie geken het nie. Al was jy dalk selfs al lank in die gemeente. Want in die kerkgebou sit jy maar op jou plek gewoonlik. Maar hier is net 'n bietjie meer interaksie. Ons gesels het 'n bietjie. Maar dit is nog steeds 'n erediens. Ons kom met die fokus. Julle kan inkom. Welkom. Julle kan, ons is nog steeds hierso gefokus op die Here. Ons kom om 'n ontmoeting met die Here te hê. Ons kom met hierdie wete God is teenwoordig en dis God wat ons vorm en verander vir ons werk al buite. So God is ook hier teenwoordig. Ek wil hê draai net so na mekaar toe, groet mekaar, maar sê dalk vir die persoon langs jou, wat is jou naam? Want partykeer praat mense, maar jy weet nie, wat is die persoon se naam? Ons gaan nog gesels, ek kan eers ophou. Ek weet een gemeente in Johannesburg, hulle het by 'n erediens 'n paar keer plakkers vir elkeen gegee met hulle naam. Nou voel dit dalk weer, dit is 'n bietjie vreemd, maar dit is sodat hulle mekaar se name leer ken. Want dit is ook belangrik, as iemand jou op die naam groet, is dit anders as hulle net sê hulle. So dis dalk iets wat ons nie fokus moet doen, dat ons mekaar regtig leer ken. Want ons is 'n geloofsfamilie. Ons moenie vreemdelinge bly van mekaar. Ek wil ook vra as jy enige besoekers, steek asseblief jou hand op. Amper nog ek nie my lewe sê, as ek besoeker en hy kan as jy enige besoekers, weet nou nie was daar hand. Is daar hand? Okay. Om Niels sal ook my help asseblief. So is dit is net een hand wat ek gesien het. Daar was nog. Dit lyk my is almal baie welkom hierso. Almal vanoggend. Ja, hy ondersteuners het ook ek dink 'n groot skok oorleef en het daarop gewen, so ja, hy ondersteuners is baie bly. Die stormers kon daarom weer is nie verloor is, dit is goed. Ek wil hê as net so, ek kan nou 'n slide wys aan so, daar's 'n paar vragies op die bord. Ek gaan dit ook lees vir die wat dalk dit nie kan sien nie, maar dis net mense gesels net so 'n bietjie, jy leer mekaar net so 'n bietjie ken. So vertel net vir mekaar vinnig, wat was vir jou lekker die week en wat was sleg of moeilik? Ons begin daarmee. Ons sê net vir mekaar, dalk het iets wat vir jou baie lekker was
Of dalk was daar iets wat baie sleg was of moeilik was. Sê net vir mekaar vinnig. Was jy al baie honger? En wat is vir jou die lekkerste om te eet as jy nou baie honger was? As jy natuurlijk dat ons net bietjie gesels ook en mekaar leer ken. Die derde vraag is, was jy al in 'n woestyn? En hoe was dit? En hoe dink jy voel iemand in 'n woestyn? Waar is jy dalk alleen? Jy gaan dalk om te sien hoe dit lyk, maar jy wil weet daarom ek gaan nie uitkom. En as jy gaan, vat jy genoeg voorraad saam. Jy wil voorsiening maak. Ons hoor die volgende in Kolossense 1:13. Dis uit die Bybel vir almal vertaling. En hiervoor is ons ook so dankbaar. God die Vader het ons gered van die duiwel. En nou weet ons dat sy seun ons koning is. Sy seun vir wie hy baie lief is. Ons leef onder Jesus wat ons koning is. En hy is 'n koning wat baie lief is vir ons. Ons leef as Christene onder die duiwel dat hy ons baas is. En dat hy ons hele lewe beheer. Dit is Jesus. En ons kan net dankie sê vir daardie voorreg en daardie genade. Dat Jesus ons so gered het. En ons kan elke dag saam met hom lewe. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Dis ook vir ons herinnering, God is genade en hy gee vir ons vrede. Ons het dit so nodig. Ons is bly. Daarom gaan ons nou ook 'n lied sing. Ons sing die lied, lees jou Bybel, bid elke dag. Ek dink ons kan bly sit en dit sing. Kom ons sing hierdie lied saam. As jy nie kan hoor, kom nader asseblief, hier is plek
moenie agter sit en jy kan nie hoor en jy sit net maar net daar en dan kan jy net nader kom. Moenie sleg voel of skaam voel, ons wil hê almal moet hoor en deel wees. Ek wil vra wie wil vanoggend vir ons die Christuskers aansteek? Sal iemand wat dit wil aansteek vanoggend? Daar's 'n handjie, ja. Saskia. As jy daar deur almal kan kom, kan jy dit kom aansteek. Jy daar met tydjies aan, so jy kan lekker loop. Twee duime. As, dit is mooi aangesteek vir ons, dankie. Dis ook vir ons 'n herinnering, Jesus is die Here, maar hy is ook hier, hy is by ons elke dag. Maak nie saak waarheen ons gaan nie, maak nie saak hoe ons voel nie, hy is daar. Selfs al voel hy ver of stil, hy is by ons. Ons moet dit glo en ons moet dit weet en ons moet onsself daaraan herinner. Partykeer vergeet ons dit en dan voel ons sommer hartseer en dan is die lewe net moeilik en swaar. Hy is die lig en die duisternis kon nie daai lig uitdoof nie. Dit gee vir ons hoop. Ons is nou, daar's ons nou so 'n wiel met die kerk, ja, so dis nou bietjie klein dalk, maar jy sien daar's verskillende dele. So ons is nou hier eintlik aan die regterkant in die middel by Leidenstad. So dit is die tyd waar ons nou ons reis na die kruis toe. So ek wil net so 'n bietjie meer vertel. In Engels het julle dalk gehoor die woord lent. Maar dit kom van 'n ou Engelse woord wat beteken die woord lengten. En dit beteken lengte nie. Dit raak lang, iets raak langer. En dit gaan daaroor dat in die noordelike halfrond, soos in Europa, begin die son nou langer skyn. Dit is nou lente. So hulle nou van die winter af gegaan nou na lente. So die son skyn langer. So toe noem hulle hierdie tyd lent. Dit is nou waar dit vandaan kom. So in Afrikaans is die woord nou lydenstyd. So net dat die mens weet waar kom daai woord vandaan en waaroor gaan dit en so aan. So dis 'n tydperk van 40 dae en 6 sondae waar ons dink aan die lyding van Jesus. So voordat ons Paasfees vier, dink ons eers na wat het Jesus vir ons gedoen? Wat het hy vir ons deurgemaak? Watter lyding het hy deur sy lewe ervaar? Want dit is nie net by die kruis nie. Hy het lyding ervaar. Ons gaan vanoggend ook iets daarvan hoor uit Lukas 4. Maar ons dink hy het dit alles gedoen vir ons om ons te red van die duiwel en sonde. So dit is en hierdie 40 dae van voorbereiding vir Paasfees kom al uit die tweede helfte van die 4de eeu. So dis hier 351 tot 400 na Christus. Toe het hulle al begin om 40 dae so in te rig. So dis eintlik iets wat al lank deel is van die kerk. Dalk is dit vir jou nie, maar dit is regtig 'n tyd wat vir ons baie kan waardevol kan wees. Dis 'n tyd waar jy word bewus van jou eie sonde, jy bely dit. Dis 'n tyd van hertoewyding. Jy besef ek moet vir Jesus volg, ook al behels dit opoffering en lyding, want hy het vir my dit gedoen. Hy het opgeoffer, hy het gelei. So die 40 dae van hierdie tyd, laat dink ons ook aan Jesus se 40 dae in die woestyn. Ons gaan nou vandag meer daaroor nadink. Maar Jesus was 40 dae in die woestyn en hy was deur die duiwel versoek. En natuurlik het hy nie geval vir dit nie, hy het gehoorsaam gebly. Maar dis hoekom hy het ook gevas daarso. So dis ook hoekom baie mense iets vas in hierdie tyd. Vas beteken aan die een kant beteken dit jy eet dalk sê nou maar nie ete nie of jy eet dalk vir 'n tyd nie. Dit is eintlik as mense aan vas dink is dit die eerste ding waarna jy dalk dink. En jy doen dit om meer op die Here te fokus, om meer tyd dan te hê vir gebed. Jy voel daai hongerte maar nou bid. Jy fokus meer op die Here. So jy doen dit nie om maar net te kyk hoe lank kan ek uithou of so. Dit is
iets om ons te help. Maar moenie roekeloos wees as jy 'n diabetes, moet nou nie etes oorslaan en dan beland in die hospitaal nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan net daaroor ek kan dalk iets vas, iets waaraan ek geheg is. Sê maar jy drink baie koffie. Dan sê jy dalk in hierdie tyd gaan ek nie koffie drink nie. En wanneer ek nou daai koffie wil drink, dan bid ek. Dan praat ek met die Here, dan sê ek, Here, ek het U meer nodig as koffie. Of jy eet al baie rooi vleis, dan in hierdie tyd sê jy, ek gaan dalk nie rooi vleis nie. Of jy kyk baie TV, of Facebook, of TikTok. So kan jy self vra, wat gaan ek dalk in hierdie tyd los? Maar Sondag word nie ingereken by hierdie tyd nie. Dis hoekom, dis 40 dae, daar's 6 Sondag. Maar Sondag vier ons die opstand. So dis nie 'n dag vir vas nie. Ons is bly, dan breek jy daai vas. So 'n mens moet vir jouself vra, wat wil jy in hierdie jaar dalk, in hierdie tyd dalk opoffer om jou te help in jou geloofslewe. Die ander ding is ook, jy kan nou nie maak soos die seun wat gesê het, hy gaan groente vas, maar hy hou eintlik glad nie van groente, en hy eet dit eintlik nie. As dit nou nie, dan gaan dit nou nie veel help nie. Maar hy sien toe geleentheid om vir sy maat te sê, hy gaan nie groente eet nie. Maar dis ook 'n tyd waar mens nuwe geloofsgewoontes kan aanleer. Partykeer voel ek dit help mens eintlik meer. Want as jy nou net vir 'n tydjie iets los, dan gaan jy maar net weer aan. Maar as jy gewoonte aanleer, raak dit deel van jou lewe. So ek het 'n oulike ding gesien, hulle noem dit die kar-ritueel. So baie van julle ry mos nou maar werk toe, of dalk as 'n gesin, jy laai die kinders af by die skool, gebruik daai tyd dan nou om bietjie te bid vir elkeen vir die dag, of net bietjie te gesels oor die Here. En as mens terugry, gesels oor die dag, waar het ek vandag dalk iets van die Here ervaar. Dan die goed wat jy gewoonlik doen, regeer nou net bietjie anders in. Dit help mense, dit maak 'n verskil. Nou kan die kinders vorentoe kom. Net vinnig, ons gaan net vinnig ietsie doen. Jy kan vorentoe kom as jy wil. Val nie asseblief. Staan en so sommer, bietjie makliker, hier so drade. Nou nie val nie. Jy kan so die kant nie draai. Pieter, gaan jy nog kom? Jy wil daar staan. Hy kan daarom ook sien. So hier is lekkers, né? Dis lekker om 'n lekkertjie te kan eet. Wie van julle is lus vir so 'n lekkertjie nou? Niemand? Maar julle nie van lekkertjie. Julle is baie gesond. Miskien is julle nie soos daai seentjie nie, wat gesê dat hulle nie groente eet nie. Lyk maar julle is baie gesond. So julle sal nie nou 'n lekkertjie wil hê nie. Niemand nie. Ek het nog wel gedink julle sou 'n lekkertjie wou gehad het. Dis lekker nogals. Maar sê maar daar was nou iets wat julle baie graag wou gehad het. Wat sou julle graag wou gehad het nou? As jy enigiets kon kies om te eet. Donut, niks sulke goed nie. Hou julle glad nie van sulke goed nie. Wat? Roomys. Sê maar jy was nou 'n yskassie met roomys in. Dan sou julle dit nou gehad het. Ja, dit sou nou lekker gewees het. Maar sê maar ek het nou vir julle gesê, ek het nou gehoor julle sê ja, julle wil dit hê. Maar sê maar ek het gesê julle mag nie van dit vat nie. Sê maar was nou roomys nie. Maar sê maar om Niels het nou gekom. Net daar dit sê en hy fluister vir julle, vat vir julle roomys. Moenie luister na hom. Of steel jy skelm as hy nie kyk. Jop dan net en sê nee, jy het dit gevat. Dan was julle versoek. Dit is wat 'n versoeking is. Dan sou Niels julle versoek het. Moenie luister na wat ek sê nie. Vat dit nie. Jy's nou lus vir dit, so vat dit nie. Ons gaan vandag lees uit Lukas 4 en is 'n bietjie hard daar kerk. Ek sien ek kyk so vir die speaker. Jesus was ook versoek. Die duiwel het vir Jesus in die woestyn versoek. Hy wou gehad het Jesus moet verkeerde goed doen.
Hy was sonde. Maar Jesus het nie dit gedoen nie. Maar ons leer by Jesus ook wat kan ons help, want die duiwel versoek ons ook. Partykeer is dit ook maats by die skool. Hulle sê, kom ons spot, sê nou maar vir Gerrit. En dan wil hulle jy moet dit ook doen. Dan sê hulle, kom ons maak ons seer, of kom ons slaan, of kom ons, hy was deling met my, so kom ons wys nou vir hom ook. Ons gaan nou terug. Dit is of partykeer sê hulle, sê jou maats daar, ag kom ons jok vir die juffrou. Kom ons kyk af in hierdie toets. Sal daar's verskillende maniere hoe mense ons wil versoek om die verkeerde goed te doen. Maar ons moet doen wat reg is. En iets wat ons ook help is om te vra wat sou Jesus gedoen. Ek weet nie julle al daai bandjies gestuur. Dan jy dit daai letters so op. Dan herinner dit ons daaraan. So jy luister nie wat sê ander en jy vra wat sou Jesus gedoen. Wat sou hy wou doen? Dan help dit die mens dat mens leef soos God wil. Maar julle kan nou 'n lekker kry as julle wil. Julle hoef nie, wil julle nie. Geef iemand anders 'n lekker kry. Elke van julle. Maar daar is baie mense wat wil doen. Hulle het baie voorbeelde kinders en baie gesondheid. Is net die Romeis wat hulle nie kan weerstaan nie. Jy sê dit nou in jou sak, dan gaan die later dit lees. Ons gaan lees uit Lukas 4, vers 1 tot 13. Hy gaan later dit lees. So, ek kruip vir julle 'n paar, ek kan julle vir iemand dit ook gee vanoggend. Dan maak julle hulle dag ook. Ek moet sê, ek kan alvast verras word. Ek het nog nie dit gehoor. Kinderlees sê vir lekker. Maar, miskien is hulle prioriteit reg. Kom ons bid saam vir ons hierdie gedeelte lees vanoggend. Here, ons sê vir U baie dankie dat ons U kinders kan wees. Ons verdien dit glad nie. Dis net genade. U het ons so lief dat U U seun gestuur het om ons te kom red. Here, die lewe is baie keer moeilik, maar ons weet U Jesus weet wat dit is om swaar te kry. Daar's ook baie versoekings, maar U Jesus weet ook wat dit is om versoek te word. Ons leer ook by U hoe om dit te weerstaan. U leer vir ons hoe om te lewe. Ons wil U volg, Jesus. En ons bid, Heilige Gees, help ons. Help ons om op die regte pad te luister. Help ons om te luister na wat God sê in sy woord vir ons. Here, maar as ons fokus verloor, as ons verkeerde besluite neem, dan kan ons ook weet, as ons jammer voel daaroor, vergewe U ons. Here, hierdie is 'n tyd in die jaar waar ons nadink oor ons eie sonde, waar ons ons skuld bely, maar ons weet ook, Jesus het vir al ons sondes gesterf. Dit wat ons reeds gedoen het, en dit wat ons ook nog gaan doen. En ons sê vir U dankie daarvoor. As ons uit die woord uit gaan lees, bid ons, Here, help ons om te luister en te hoor, en te gaan doen wat ons hoor. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan vanoggend fokus op die eerste versoeking, maar ons lees die hele gedeelte. Lukas 4 vers 1 tot 13. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom. En deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom, as U die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom,
Aan U sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan U behoort, as U maar net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jesus, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe, en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan, en sê, as U die seun van God is, spring hier af. Daar staan ons geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Ek wil hê ons moet net so vinnig dink en net vir iemand sê langs jou, wat staan vir jou uit as jy dit gehoor het? Wat het jou getref? Dalk wonder jy oor iets, maar dink net self daaroor na, wat het jou getref? Dan deel jy dit met 'n persoon langs jou. Die tweede vraag om oor na te dink is, wat help jou om gehoorsaam te bly as daar versoekings kom? Ons leer by Jesus hoe om te lewe, so ons kan ook kyk wat het hy gedoen as daar versoekings gekom het. So, dit is ook iets om oor na te dink. Mens kan weer deur hierdie gedeelte gaan lees, gaan kyk na die ander versoekings ook, maar hoe het Jesus daarop gereageer? Dit is ook iets om oor na te dink. Voor hierdie gedeelte is Jesus gedoop. Hy het die Heilige Gees ontvang, wat hom nou krag gegee het vir sy taak, en hy het ook gehoor sy identiteit. Hy is die geliefde seun van God, oor wie God baie bly is. So, dit begin daarso. Jesus het nie net begin en goed gaan doen nie. Dit begin daarso, hy besef, hy weet, ek is God se geliefde seun. Die doop sê vir ons ook dit, ek behoort aan die Here. Hy is regtig baie lief vir my. Ek is syne. Maar hy het die Heilige Gees gekry, wat hom krag gegee, wat hom sou bystaan en help. En toe word hy nou getoets. Toe sê hy nou in die woestyn, vir 40 dae, ek gehoor iemand sê, dit is baie lank, dit is verskriklik lank, dit moes, as mens dink, hoe honger jy moet wees, mens kan nie indink eers hoe verskriklik dit moes wees nie. Jesus het niks geëet nie, hy het gevas, maar wat ons hoor hierso is, Jesus ken swaar kry, fisiese swaar kry, om swaar te kry, om honger te wees, maar ook op ander maniere om versoekings te ervaar, en so swaar te kry. Jesus ken dit, miskien troos dit jou, jy voel dalk, jy word nou baie versoek, jy kry swaar, dit Jesus weet, of jy gaan deur 'n baie moeilike tyd, Jesus weet, en hy tree vir ons in. Nou die duiwel het geweet, Jesus was baie honger, en die eerste versoeking is, dan sê die duiwel, as U die seun van God is, hy begin daarmee, nou Jesus het gehoor, hy is die seun van God, nou begin hy dadelik, hy laat hom wonder, hy wil 'n mens laat twyfel, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Hy sê, as jy die seun van God is, dan kan jy dit doen. Jy het daai krag, jy het daai vermoë. Jy is baie honger, so verander hierdie klip dan nou in brood. Eintlik sê hy vir Jesus, wees relevant, doen iets relevant. Dit gaan ons jou nou help. Jy is honger, jy kan dit nou stop. Wat hy wil doen is, hy wil hê Jesus moet net aan sy eie behoeftes doen. Hy is honger, hy moet eet, baie welkom, kom maar inkom. Hy is baie honger,
Hy kry swaar. So hy sê vir hom, fokus nou net op jouself. Doen iets daaraan. Maak hierdie klip 'n brood. As Jesus dit gedoen het, dan sou hy ons nou nie vir God hoef te vertrou dat God sal voorsien, dat God tot vir hom uitkoms sal gee op die regte tyd. So hy wil hê Jesus moet nou eintlik sê, ek neem die beheer self. Dit is wat ek nou voel, dis wat ek nou nodig het. So ek gaan nou my krag gebruik vir myself. Ek gaan net dink aan wat ek nodig het. So ons fokus op hierdie ene. En ek dink dit is vandag nog steeds vir ons 'n groot versoeking, hoe die duiwel op ons versoek. Al wat saak maak is wat het ek nodig? En ek het dit dalk nou nodig. So alles wat ek het, kan 'n mens dan nou gebruik om dit te kry. Net die volgende ding wat ek nodig het. Dit kan maak dat 'n mens vergeet God sorg, dat mens afhanklik is van God. So, dis vandag nog steeds 'n groot versoeking vir ons. Fokus net op jouself. Al beteken dit jy is ongehoorsaam, want dit is waar die lewe gaan. Ons sien baie op die media, kyk hier is 'n nuwe foon, hier is 'n nuwe kar, jy kort meer. En dit hou nooit op as mens eers daar agter gaan. Jy gaan nooit genoeg hê. So ons leef ook in 'n tyd waar prestasie en resultate baie hoog geag word. So ons glo baie keer die leer, jy is dit wat jy doen. So sê nou maar by die skool, jy doen goed in sport. Dit is wie jy is. Net as jy goed doen, sê nou maar in sport is jy belangrik. Is jy goed genoeg, het jy waarde. Maar sê nou jy word nie gekies vir die eerste span of jy was van die hand, sê nou eintlik onbelangrik. Of jy is nie 'n prefek nie, of jy is nie 'n A-gemiddeld nie. Of so word ons baie keer gesê, dit is wat werklik saak. Dis wie ons werklik is. Maar wie ons werklik is wie God sê ons is. Ons wat glo is sy kinders. So ons is baie meer as wat ons doen. Natuurlik, as ons kinders is van God en ons leef in 'n verhouding met God, dan gaan ons ook goeie goed doen. Ons gaan vrug dra, dit gaan uitkom. Maar dit kom altyd ons verhouding met. Daar hoor ons weer, ons is 'n kind van God. En selfs as ons verkeerde besluite maak, dan bly dit daar. Ons kan teruggaan, ons kan sê, jammer Here, vergewe my. So, die duiwel wil hê, Jesus moet die krag wat hy ontvang het, net gebruik vir homself, nie om die plan wat God het uit te voer. Sy eie behoeftes moet 'n belangrike rol as sy gehoorsaamheid aan God. En Jesus antwoord aan die duiwel, dit kom uit Deuteronomium 8 vers 3. Daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Die lewe gaan nie net oor ons menslike behoeftes. Dit moet ons hoor dit vandag weer. Ons is afhanklik van God. Nou, as ons nou hier terugdink bietjie op grond van Deuteronomium, dan moet ons nou weer terugdink, die Israeliete was in die woestyn. God het hulle gered uit Egipte. Hulle moes deur die woestyn gaan na die beloofde land toe. En dit was ook 'n tyd waar hulle getoets was, maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het nie daai toets geslaag nie. Jesus het wel. Maar toe hulle begin honger raak, want soos ek vroeër gesê het, in 'n woestyn is al ons nou nie kos en so. Jy's in die nood, jy's magteloos. Toe hulle nie kos het en hulle raak honger, toe wil hulle teruggaan na Egipte toe. Toe sê hulle, ons gaan nou 'n plan maak. Daar was ten minste kos. Hulle het dit ook maar gekanaliseer, maar hulle terugverlang na die vleispot toe. Maar daar was hulle slawe. So hulle wou nie wag en God vertrou nie, hulle wou eerder teruggaan na sulke slegte omstandighede, want dan voel hulle is in beheer. Eerder as om God te vertrou. Maar God het voorsien, God het vir hulle gesorg, hulle het ons nou die manna gekry, die brood uit die hemel, hulle het ook water gekry, God het vir hulle gesorg. Maar hulle moes leer om God te vertrou. Selfs al lyk dit asof dit die einde is. Dit het vir hulle gevoel baie keer, dis die einde. Hier's niks kos nie. Ons kan nie meer nie. Hier's niks water nie. 'n woestyn is 'n rotteplek.
Maar dit is wat ons ook leer en dis wat Jesus aan vasgehou het. God sal hom versorg, God sal hom help. Hy sal hom gee wat hy regtig nodig het wanneer hy dit nodig het. Maar dit beteken nie hy het ook nie swaar gekry, dit was baie uitdagend en daai versoeking moes baie groot gewees het. As jy regtig honger is en iemand sê vir jou jy kan kos kry, doen dit net, dan dit is nogal 'n versoeking wat baie sterk is. Maar so ons moet onthou dat die lewe kan nie draai op ons eie wil, ons eie naam, ons eie behoeftes en ons eie eer. Jesus is ons koning. Hy is ons Here. So dit gaan oor sy naam, sy wil, sy koninkryk. Ons staan in diens van hom. Maar ons kan weet hy sorg vir ons. Ons Vader gee om vir die voëls en die lelies. Hy sorg vir ons ook. Ons moenie dit vergeet nie, want dan begin mense by mekaar maak, jy wil opgaan. Dan begin die lewe maklik gaan net oor wat moet ek doen om myself vir myself te voorsien. Ek wil net genoeg hê vir as dit nie na dalk swaar. Nou mens moet ook dink aan die toekoms, maar mens moet nie dat dit mens maak om te vergeet van die Here. Dat mens nie meer om vertrou. Ek dink ook net ons moet onthou dat God sal ook nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word. Dit is iets wat ons onsself moet herinner. Ons is nie uitgelewer aan ons versoekings dat ons glad nie kan nee sê. Dit is iets wat ons ook troos. Ons gaan wel fokus soms verlore verkeerde besluite maak, maar ons kan jammer sê, ons kan vergifnis vra. Dis nie die einde van ons pad. Jesus het vir ons sondes betaal. Die lewe is ook baie moeilik soms. Jy kan in hierdie tyd 'n bakkie sit dit in jou huis, 'n bakkie met sand. Nou herinner dit jou aan woestyntye. Jy dink dalk dan aan iemand wat ook swaar kry en jy bid dalk vir hulle. Ons ervaar ook woestyntye waar dit moeilik gaan, waar dit regtig voel, ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie. Maar wat ons wel kan weet is Jesus het beloof, hy is by ons. Hy sorg vir ons. Ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Ons is nie alleen nie. Ons kan ook weet Jesus is die koning. Hy het die oorwinning behaal oor die bose, oor die duiwel. Die finale slag moet nog geslaan word. En dit gaan as Jesus weer kom. So ons leef nog in 'n gebroke wêreld. Maar ons is op pad na God se goeie toekoms. So die bose is reeds oor. Ons kan dit wees. As ons glo in Jesus, is ons deel van die wenspad. Hy is sterker as almal en alles. So ons moet dit onthou, hy is die wenner. Al voel dit baie keer die wêreld is nie mekaar stikkend en donker. Ons kan weet, Jesus leef en hy regeer. En sy mag is oneindig groter as die mag van die bose. Ons moet ook die heeltyd, mense erken die duiwel, maar mense fokus ook nie meer op die duiwel as op Jesus. Want dit kan ook gebeur. Jy fokus so op versoekings en die duiwel en negatiewe goed, maar vergeet mense op die einde van Jesus en ons verhouding met hom. Want dit is wat ons help. As ons in 'n verhouding met Jesus lewe, dan leef ons reg. En dan word ons bygestaan en gehelp. Mense hoor in hierdie gedeelte vanoggend ook, dit is ook nie genoeg om die Bybel net te ken nie. Die duiwel het ook die Bybel geken. Hy het dit uit konteks uitgebring. Hy het dit verkeerd toegepas om Jesus te mislei. Maar Jesus kon vir hom sê, nee, hy op grond van hy weet waaroor dit gaan, kon hy vir hom ook regwys met die Bybel. So dit wys net, dit is belangrik om die Bybel te ken, maar mens moet ook moeite doen om te verstaan wat is die agtergrond, wat is die konteks. En dit wys mense ook, mens moet besop vir mense wat net gedeeltes aanhaal ook. Mens moet ook versigtig wees. Dit sê nie hulle gebruik dit dalk noodwendig reg nie. En dan wil ek net wys ons werk dan baie met hierdie ritmes hierdie jaar. Die kragvroppe,
Die klokritme is 'n ritme wat vir ons herinner, ons moet ons tyd en ons hulpbronne, dit wat ons het, gebruik, nie net vir onsself, maar vir die koninkryk, tot eer van die Here. So, dis 'n uitnodiging vir ons ook in hierdie tyd om daaroor na te dink. Ek kan nie als vir myself aan. Hierdie ritmes is wat ons ook nou moet inoefen in hierdie lydenstyd. So, gaan sit met dit, kyk bietjie, watter een of twee wil jy nou opfokus? Wil jy inoefen? Dit help mense om op 'n nuwe manier te lewe. Om op 'n manier te lewe wat die koninkryk dien. En dit maak ons lewe ook baie beter. Eerder as wat ons net aardse dinge najaag op die besittings en geld. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons by U kan leer om te lewe. Dankie dat ons elke dag saam met U kan lewe. Help ons om dit te doen. Om elke dag te gaan leef uit die realiteit. U is die Here en U is U. U is die koning en U is die Here. Ons leef vir U. Here, ons bid dat U ons lewe sal bepaal. Nie onsself en ons eie behoeftes nie. Help ons om te glo dat ons wat wie glo, is U kinders. U is baie lief vir ons. U is bly oor ons ook. Here, U gee om vir ons. Dankie. Dit is oor al die goed wat ons kry uit genade, wat ons ook dankbaar is en vir U wil lewe. Wat ons ook gehoorsaam wil wees. Here, partykeer verloor ons fokus. Maar die Heilige Gees lei ons en help ons. Ons hoor daai stemmetjie soms wat sê, doen hierdie verkeerde ding. Maar die Heilige Gees praat ook met ons en sê vir ons en waarsku ons. En as ons iets verkeerd gedoen het, dan maak die Heilige Gees ons ook bewus daarvan. So Here, U help ons. Help ons om te luister. Help ons om te vra, wat sou Jesus gedoen? Mag dit ons help om die regte rigting te behou. Here, maar mag ons ook gaan kyk in die Bybel, wat het U gedoen? Hoe het U gedoen? Wat was vir U belang? Here, ons reis nou na die kruis toe, mag dit vir ons 'n tyd wees van hertoewyding. Maar mag ons nie die fout maak en sê, ek wil nie so Jesus hê. Jesus wat lei, wat opoffer, wat kom dien het, wat alles kom gee het. Want as ons sê U is ons Here, moet ons U volg ook. Maar ons kry ook by die Heilige Gees alles wat ons nodig het om dit te kan doen. Dankie daarvoor, Here. Ons bid vir mense wat swaar kry, mense wat alleen is, mense wat voel hulle is in 'n woestyn nou, mag hulle ook so te midde van alles ervaar U is daar, met elke drie, U sorg vir hulle. Dankie, Here, dat ons hierdie dinge kan vra. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Daar is daar geleentheid vir die gee van die dankoffer. Dan gaan net 'n gebed gedoen word en dan gaan die dank afkondigings gebeur word.
daar sê kom ons kyk gou na die afkondigings. Komende Saterdag, middag 3:00, gemeentebraai by die kerk. Die kole gaan voorsien word. Al wat jy moet bring is jouself. Die eetgoed, die drinkgoed, môre is bord en sovoorts. Ek ken mos nog 'n storie. Almal word uitgenooi. Dan gaan bly maar speletjies op wees. So komende Saterdag middag 3:00 in die kerk, gemeentebraai. Soos gewoonlik daar by die Bybelhuis die tyd van die jaar is daar weer groente en vrugtemark. Dis nou Saterdag die 22ste tussen 8 en 12. As jy daar wil gaan ondersteun by die Bybelhuis, groente en vrugte te koop. Ons vra maar weer kyk maar die gemeente se stad van finansies. Ons sê baie dankie vir almal wat getrou bydra om anders te onderhou. So 2 Sondae terug, die lidmate wat voorgestel was, het 'n ritmewieletjie gekry. Nou ja, dit is so mooi, en jy kan ook by ons so bestel, dis R50. Praat ons met haar, skakel vir haar, as jy van die biele van koop, jy het die slide hier gesien, daar is hy, hy het 'n voetstukkie op by hom, so vir R50, kom ons skakel vir ons so daar. Jy het daar gesien, as jy op die trap opkom, dat sy die beredeling opgesit, Johan het dit gereël, hy en Dobie Matthiewes en ek dink Brian was ook betrokke, het dit nou kom opsit. Dit is nou lekker stewig, so daar is nou vashouplek vir die wat dit daar die trap al af benodig. Ek het 2 verjaarsdae, Donnie vir Verleen, 'n verjaar vandag, ek het hom nie gesien nie, en Abby het met my eerste verjaar vandag, sy het baie geluk, en ook almal wat in die week verjaar, mag julle werklik in die nuwe lewensjaar 'n mooi gelykpad wil hê. Op ons gebedslys, by Oosthuizen, Fanny en Veronica. Fanny is môre weer by ons, sukkel met hulle gesondheid. Denise Koetser het geval, en haar heup is of bekken beseer, ek is nie seker nie. En Buddy Smit het ook sy enkel gebreek. Kom ons dra ook vir hulle aan die Here op, dat daar vinnige herstel sal wees. Ja, ek wil net sê, as mens ouer raak, moet mens versigtig wees om op die lere te klim, want ek dink, albei het so seer gekry, ek weet nie van hom Wally nie, maar kan die Denise by 'n leer opgeklim, so vra dalk eerder iemand anders, wees maar versigtig. Ek wil net noem, ja, as jy het genoem van hierdie wiele, kry dit, hy het dit as 'n gesin, en jy kan daar gesels, jy kan net die volgende slide opwys aan so. Die 4de tot die 6de April is alweer 'n #Imagine kamp, is 'n Christelike kamp vir die hele Oos-Kaap provinsie. Dit is 'n wonderlike belewenis. Daar word aanbid, praise and worship, daar's in klein groepe, daar's gebedstasies, daar's verskillende goed wat gebeur, maar dit is vir kinders, vir tieners tussen die ouderdom van 13 tot 18. So as jy wil inskryf, kontak my. Mens kan ook kyk hoe kan daar met fondse gehelp word, maar jy kan ook betrokke wees as 'n volwassene, as 'n klein groep leier, of om te help daarso op die dag, te kyk dat alles goed verloop, sê maar die aande, dat die kinders nou nie rondgaan met so na die ander tente toe nie. Jy kan help om goed op te slaan of op te stel, jy kan net gaan bid daarso, jy kan met mense praat as hulle dalk voel, hulle het nou pastorale sorg nodig of bietjie belangrik. Daar's verskillende maniere. 'n Gemeente kan ook 'n gebedstasie maak. Jy kry al die goed en dan maak jy 'n punt waar mense nou kan gaan en bietjie nadink oor goed en bid. So kontak my as jy wil deel wees. Dis regtig 'n belewenis, nie net vir die kinders nie, maar ook vir almal betrokke. En dis 'n groot byeenkoms. Dit gaan in Jeffreys Bar wees by die kampterrein daarso, Karavaanpark daarso. So mense kan lekker gaan saam kamp ook as 'n gesin. Dan het vir die bazaar, daar is goed uitgestuur, wat word benodig, ook wie is die mense wat stalletjies het of gaan hê en so aan. So kyk waar wil jy betrokke raak en hoe kan jy dalk ook 'n bydrae lewer. Dit is ons groot fondsinsameling in die gemeente. So ons moet almal saamwerk vir dit. Laas jaar was dit 'n groot sukses. So
So help asseblief. Ons slotlied is Wees stil en weet. Kom ons sing hierdie lied saam, vers 1 en 2. Voor ek die seën gaan uitspreek, wil ek net lees uit Johannes 16 vers 33 uit die boodskap vertaling. Ek vertel hierdie dinge vir julle met 'n goeie rede. As my vriende kan julle maar rustig wees oor alles. Die ongelowige sal alles wel vir julle probeer moeilik maak. Moenie dat hulle julle ontstel nie. Troos julle daarin. Ek het bewys dat ek sterker is as enige iets of enige iemand in hierdie wêreld. Ek en niemand anders nie is die regte wenner. Mag ons dit onthou. Broers en susters in Christus, julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees